dankie, ek net my water nie kry, ekskuus, ek het nie jammer. Baie dankie, ons alles in orde. Ja, reg. Nou, dit gaan om goed te eindig, is nou nommer 10 in hierdie reeks, en dit gaan oor, soos ek gesê het, Job, en dan die tweede deel van Job. En die skriflesing gaan ons môre doen uit Job 42, van vers 1. Nou, ek het aanvanklik gedink om net die eerste 6 versies te lees, maar hierdie is so, ek wil amper sê, die deel wat ons môre by stil staan, die laaste deel van Job, is hierdie hoofstuk so kosbaar. Jy weet, dit is soos 'n boek, 'n baie mooi boek wat jy lees, en party mense het mos die manier, as hulle 'n mooi boek lees, dan blaai hulle eers na die agterkant en kyk hoe die storie gaan eindig. En nou hierdie is hoe die storie eindig. En ons is mos nou om goed te eindig. Dit is waaroor die boodskap gaan. En Job 42, ek wil net hê jy moet die volle impak vat van wat die woord vir ons gee, en daarom lees ek die hele hoofstuk vir u. Job 42 van vers 1 af. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen, en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek, sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie, hoor tog, en ek sal spreek, ek sal u ondervra, en onderrig u my. Volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom roep ek, en ek berou in stof en as. En nadat die Here Job toegespreek het, met hierdie woorde sê die Here aan Elifas, dis in vers 7, die Temaniet, my toorn het ontvlam teen jou en jou 2 vriende, want hulle het nie reg van my gespreek, en hierdie is treffend, soos my knegt Job nie. Hy kan soveel vrae oor die Here gehad, maar hoor hoe die Here hom oordeel. Vers 8, neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme, en gaan na my knegt Job, en bring 'n brandoffer vir julle, en laat my knegt Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid, dit het gegaan oor wysheid, nee, maar oor die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek, soos my knegt Job nie. En toe Elifas die Temaniet en Bildad die Suhit en Sofar die Naamaniet heen gegaan en gedoen het soos die Here aan hulle gesê het, en die Here het Job in guns aangeneem. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job se besittings vermeerder soos dubbel soveel as voorheen. Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis, en hulle het met hom medelee gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het, en hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring. En die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin, en hy het 14.000 stuks kleinvee, onthou hy het 7.000 gehad, 14 stuk kleinvee en 6.000 kamele, daar was voorheen 3.000, en 1.000 paar beeste, daar was voorheen 500, en 1.000 eselinne, daar was 500. Daarom het hy daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy het die eerste een genoem Jemima, en die tweede Kesia, en die derde Kerinapig. En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie, en hulle vader het hulle 'n erfdeel gegee onder hulle broers. Die dogters het normaalweg nie geërf nie, net die seuns geërf. Vers 16. En Job het daarna 140 jaar lank gelewe. En
En hy het sy kinders en kleinkinders gesien, kindskinders gesien, 4 geslag. En Job het gesterwe, oud en afgeleef. Dit is God se woord, so mooi. Kom ons bid. Here, Job het gesê, van hoorsê het hy van u gehoor. Here, dis met ons ook so. Ons het baie oor u al gehoor, en miskien gedink. Maar Here, wat Job hier beleef het, om deur sy pyn en deur sy ellende, u te sien met 'n nuwe bril op. Here, help ons om so 'n bietjie te verstaan wat hy gesien het. En hoe hy by daardie goeie einde uitgekom het. Nie sy aardse voorspoed, maar hoe hy die ware skat in die lewe ontdek het. En hy gesê het, dat u nou sy alles is. Here, kom lei ons en help ons, want ons is net soos Job, 'n mens op hierdie aarde, en ons het u ontsaglik nodig. Here, sien elkeen se nood vanmôre hier. Hierdie is nie maar net 'n storie van die verlede of geskiedenis nie. Hierdie is u woord vir vandag, vir ons lewe. En ons fokus wil vanmôre wees op u, Here, en op ons dierbare Here Jesus, wat vir ons 'n smartpad geloop het, en goed geëindig het, deur op te staan uit die dood. Here, laat u naam verhoog en verheerlik word. Raak elkeen van ons aan, Here, en verander ons hele lewe soos u Job se verander het. Here, doen dit diep werk in ons. Dankie, Here. Amen. Nou ja, goed te eindig, en is Job, en ons het verlede week het ons gepraat oor al sy verliese, en hy is op soek na wysheid, en tragedies en mysteries, maar ek het aanvanklik die boodskap wou noem, en so gaan dit maar gereeld met my, soos ek vorder met die voorbereiding, dan verander die fokus weer, en dan verander ek weer die thema, en my thema was aanvanklik, hoe hy by die fees uitgekom het. Sy hele lewe was eintlik 'n ramp, en toe kom hy by die fees uit. Maar so as ek al gaandeweg meer bedink oor die thema, besef ek maar, dit gaan ons nie eintlik oor Job nie. Dit gaan nie oor hoe goed hy geëindig het nie, al is hy deel van hierdie storie. Dit gaan nie oor die fantastiese dinge wat in sy lewe nou tot hom bygevoeg het nie, want dit was ook mos maar tyd. Maar dit gaan oor die kosbaarste skat wat hy ontdek het. Hy het alles verloor. Alles het hy verloor. Hy het net in sy lewe daarvan afgekom. Alles verloor. Om die kosbaarste te ontdek. En eintlik in 'n sekere sin is een ek dieselfde bootjie. Alvorens ons nie alles van hierdie aarde as drek beskou, om Christus as wins te verkry nie, dan sal ons nooit fees vier, soos wat Job fees gevier het nie. En as dit vanmôre die gebed van my hart, dat waar u ook al in die geestelike lewe staan, daar sou ietsie van Job, sy kosbaarheid wat hy ontdek het, vir u ook sal ook gaan, en u ook by daai fees sal uitkom, en by die skat, wat hy ontdek het. Dit is waarom ek toe die thema gemaak het, tragedies en mysteries, of ons kan maar sê verliese, maar hy ontdek die kosbaarste skat. So dit is absoluut wonderlik. Dit is vir myself het soveel geseën om hierdie woord voor te berei, en daar te dink, en ek bid dat die Here die nog meer oorvloedig sal seën, want hy is ons God op wie ons vertrou. Nou, die sleutelvers van vanmôre se boodskap is in Job 42 vers 5.
Maar bly jy met dit stadig lees, laat dit diep ingaan, in die diep dink oor die. Hy sê volgens hoor sê, het ek van u gehoor. Nou hy het die Here goed geken. En jy kan deur die boek sien, hoeveel hy kommunikeer met God. Hy het God goed geken. Van hoor sê, het ek van u gehoor. Maar nou, het my oogie gesien. Daar het vir my 'n wêreld oopgegaan. Ek het nuwe brille gekry. En ek het hierdie, wow! Nou, my oog het u gesien. En dit maak dat sy hele lewe omdraai. Hy sê, daarom herroep ek. En ek het berou en stof en as. Alles wat ek gesê het, alles wat vir my kosbaar belangrik was. Here, ek draai weg. Ek kom na u toe. Ek het berou in stof en as. Dis 'n radikale omdraai wat hy hier beleef het. En ek weet, hierdie Job se verhaal is fantasties. En dit gaan oor hierdie trauma van verlies wat hy beleef het. Dit het so ver gekom in Job 3 vers 1, 2 en 3 lees ons, toe hy nou tot sy gesondheid en alles verloor het. Daarna het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek. Let wel, hy het nooit God gevloek nie. Maar hy vervloek sy dag. En Job het begin sê, mag die dag vergaan waarop ek gebore is. Ag, is eintlik om te sê, ek wil nie lewe nie. Ek hoort nie. Ek wil nie meer mens wees nie. Ek is aan die einde van alles. Nou, wat naam jy ook al daan gee, dis om werklik op 'n plek te wees wat jou hele bodem uitval. En daar's 'n baie mooi prentjie wat vir my dit uitbeeld. Dit is om in die put te wees. Nou, ek weet nie wie van u was al in die put nie. Elia was ook in die put gewees. Ons lees toe hy dit sien. Hy het dit gesien. Elia, 1 Konings 19, maar daar's 'n dreigement wat na hom toe gekom het, dat hy doodgemaak gaan word deur Jezebel. En toe hy dit sien, toe hy in sy gedagtes dit beleef, toe gaan hy oor die bos en hy wil doodgaan en hy wil nou nie meer lewe nie, en hy sê, Here, is nou genoeg. Hy sê sommer vir die Here, is nou klaar, vat nou my lewe, is verby en ek wil nie meer nie. Was jy al daar? Die wat wel daar was, sal verstaan. Om in 'n put te wees, en jy weet wat, die mannetjie daar in die put, kan jy sien, hy kyk glad nie op nie. Al wat hy sien, wat sien hy? Net modder. En jy kom by 'n plek waar jou krisis en jou ellende is so oorweldigend, dat jy sien niks anders in die lewe nie. Jy is so vasgevang daar, en daar's net geen lig wat weer deurbreek nie. En jy weet, die verlies, die trauma van verlies is geweldig. Nou, ek het 'n bietjie gedink oor hierdie boek Job. En dan ook ons nou gereken dat hy die oudste boek in die Bybel was. Dat kyk, Genesis is geskryf, geen die Pentateeg, die eerste 5 boeke is deur Moses geskryf, maar dat hy dalk selfs voor Moses kon geleef het, is die moontlikheid, soos wat die mense wat die Bybel navors en geleerde mense, hulle praat dat hy dalk selfs ouer was. Waarom sou u dink, is dit in die raadsplan van God, om die storie van Job, die verhaal van Job, in die Bybel te laat opteken? Omdat die Bybel begin met verlies. Al die goed wat God mooi gemaak en die mens mooi gemaak, alles baie mooi, en die sondeval. En wat verloor die mens? Hy verloor sy beeld van God. Hy verloor sy intimiteit met God. En die mens is eintlik 'n wese van verlies en hy bevind homself in die put van verlorenheid en sonde waar hy geen lig, hy probeer sy eie lig maak en sy eie lig sien, maar hy vind dit nie. So eintlik is hierdie boek geskryf
vir jou en my, wat in hierdie wêreld as 'n mens lewe, en wat gekonfronteer word op baie maniere met wonde. Trauma veroorsaak wonde. En daar is net so iets wat ek hier ook neergeskryf het oor die ding dat wonde, mense het wonde. Jy het seer gekry ergens. Moenie laat jou wond bloei op mense om jou nie. Jy weet die trauma wat jy beleef het en die seer wat jy het, affekteer op ander mense. Maar nou kom 'n mens soms dat jy, omdat jy self deur die trauma gaan, dan kom laai jy dit op ander en ander mense moet dit ontgeld. Omdat jy met onverwerkte dinge in jou eie hart sit. Moenie dat jou wonde op ander mense bloei nie. Ander moet dit soms ontgeld. Nou ja, ook die ding van Job se verlies. Hy het sy voorspoed verloor, hy het sy gesondheid verloor, hy het sy vrou se ondersteuning verloor, hy het net ontmoediging gehad, sy vriende het hulle respek vir hom verloor en hulle het hom afgebreek. En Job se ervaring, ek dink die ergste was, God is stil. Hy praat en hy soek en hy wil, ons het mos nou gehoor van hierdie misteries van, hy verstaan dit nie, sy lewe maak nie sin nie. En so is daar dalk iemand hier wat sê, ek weet ook nie, dinge maak nie sin in my lewe nie. En Job gaan so ver om, hy wil hofsaak hê, hy sê in Job 9 vers 32, want hy is nie 'n man soos ek, hy praat van God, dat ek hom sou kan antwoord, dat ons saam na die gereg sou kan gaan nie. Daar's geen skeidsregter tussen ons nie. En eintlik is hierdie noodkreet, daar's 'n bemiddelaar nodig tussen my en God. En hierdie is eintlik 'n noodkreet wat vorentoe wys, daar's soos wat Jesus ons middelaar geword het, ons 'n middelaar nodig tussen ons en God. En dan het ons verlede week genoem van die misteries van die mynbou en waar daar 'n soeker is na wysheid en hy sê wel, dis soos iemand wat gaan goud uitgrawe hier onder die grond en as ek ook so ry in hierdie omgewing en ek dink, en ek sien die mynlope dan probeer mense in jou verstand indink, hoeveel tonnels is onder hierdie grond? Hoeveel van hierdie grond, waar is al die tonnels hierso? En waar die skatte wat alles hier uitgehaal het, wonder hoeveel die berge goud is wat al hier uitgemyn is in hierdie omgewing. En Job sê, waar kry ek die wysheid? Waar kry ek die goud van verstaan? Waar word dit gevind? Waar is die plek van verstand? En dan Job is op soek na antwoord. Maar terwyl ek lees, net die hoofstuk, terwyl hy so op soek is na wysheid in hoofstuk 28, moet jy nou hoofstuk 27 gaan lees. Alles hy in hierdie krisis, hoor wat sê hy? Hy sê so waar as God leef. Dan hoor hy ten alle tye, erken hy nog, God is 'n lewende God. En dan in vers 2, in vers 10, in vers 11 en vers 13, praat hy van die Almagtige. Hy erken nog altyd die grootheid van God, en al stoei hy so met die Here, hy verstaan nie, hy voel hy word onregverdig, kom hierdie goed oor hom, en hy word gestraf, maar hy loop die pad, hy loop 'n reguit pad, en hoekom kom hierdie dinge oor hom? Ek wil net dinge met vir ons sin maak, en hy kom net nie by die logika daarvan uit nie. Nou kom, ons het nou die einde gesien, hoe mooi einde het. Maar hoe het Job nou daar uitgekom? Hoe het hy uiteindelik die skat ontdek? En hoe het sy hele lewe kom verander? En hoe gaan ons, as ons deur traumas en krisisse gaan, so wat Job gegaan het? Miskien krisis wat jy nou het, hoe gaan jy goed eindig? Hoe is dit moontlik? Nou kom ons kyk hoe hy dit ontdek. En daar's 3 faktore wat ek op wil fokus. Die een is 'n nuwe persoon wat op die rol verskyn, en dis Elie. En dan God, wat nou skynbaar aanwesig was,
vir Job. Maar hier kom God om antwoord. En God antwoord hom in 'n storm en nog 'n storm, en hy praat met Job as die leerder, en ons kom by die plek van, as God begin vra. So, God antwoord op 'n besondere manier. En dan, die uiteinde, Job ontdek hierdie skat. So kom ons kyk bietjie na hierdie, soos wat ek 'n paar dingetjies hier ingedeel het. En as eerste wil ek by Elihu stilstaan. In Job 32, hy sê, vers 18 sê, ek is vol woorde, die gees in my binneste dring my. Vers 19 sê, kyk, my binneste is soos wyn, wat geen opening het nie, soos nuwe leersakke wat wil bars. Hy is in sy binneste, hy het hom eintlik, hy was kwaad gewees, hy is kwaad vir die manne, dat hy nie antwoord het vir Job nie, en hy is kwaad vir Job, omdat hy so baie met die Here redeneer. En so is met baie passie met hierdie jong man Elihu hier tussen beide tree. En hy sê vir Job, hy sê in vers 33, vers 6 sê hy, van klei is ek ook afgetrek. Ek is net so mens as jy. Maar vers 12, groter is God as 'n mens. So Elihu, sy verduideliking was ook nie perfek nie. Want hy het ook gegaan van die gedagte, uitgegaan van die gedagte, dat as daar dinge verkeerd is in jou lewe, dan gaan dit so sleg gaan met jou. En dis nie korrek. So hy het alles was nie perfek by Elihu. Maar hy kry wel iets reg. Hy sê, groter is God as 'n mens. En as Elihu klaar gepraat het, hier aan die einde van sy gesprek, in Job 37 vers 14, sê hy vir Job, luister hierna, o Job, staan stil en gee ag op die wonders van God. Maar nou moet jy bietjie sy gesprek, ek gaan bietjie terugraak in alles wat hy gesê het. Hy sê, kyk op na die hemel en sien en aanskou die wolke wat hoog en bo is. So hy vat Job eintlik. Weet jy, ek het hierdie prentjie in my kop. Job is nou hier, hy sien die ou in modderput en hy kyk net af en hy sien net modder en as hy bietjie opkyk dan sien hy net modderkante rondom hom. Maar dis asof hy Job se kop vat en hy omdraai en hy sê, Job, kyk, kyk. Nou, hy sê, kyk op na die hemel, jy sit hier in die modder en vastkyk, kyk op. Sien en aanskou die wolke bo u is. Vers 5, kyk, God is geweldig. Vers 26, kyk, God is groot en onbegryplik vir ons. En nou kom daar, kyk, en dis jammer ek het die verlede week vir die huiswerk gegee om te gaan kyk hoeveel kyk is daar in hierdie deel waar jy dit mag gaan lees. En dan vers 22, maar oor God is daar ontzagwekkende majesteit. Nou hierdie kyk, hy het nie minder as 30 keer vir Job gesê, Job, kyk. So die oplossing wat gekom het en rol gespeel het vir Job om weer perspektief te kry en om by die wenpad uit te kom. Hy moes kyk. Want trauma belemmer ons persepsie. Ons sien nie God raak nie. Die moeilikheid is vir jou so groot, jy kyk jy so vas in jou probleem. En jy sê, nee, dat is nie ook nie. Niemand verstaan my die wat ek ervaar. Dat is nie 'n manier wat iemand my lewe kan verstaan en lig daarop gee. Nou Elihu sê, kyk bietjie weg. Kom weg van jouself. En hy wys Job in die regte rigting. Hy sê, oor God is daar ontzagwekkende majesteit. En nou, hy is so fantasties, weet jy, as jy en ek, as ons die Here hier op 'n manier wil gebruik soos 'n idee, en hy kan nie kry by 'n plek wat jy net dit reg kry, dan maak jy baie dinge verkeerd. Om mense te laat kyk in die regte rigting. Hou die oë op Jesus.
Turn your eyes upon Jesus. Draai na die Here toe. Sien hom raak. En nou, hy is so besig met hierdie, om Job se hele persepsie van alles, om te draai in die regte rigting te stoot, dat ons lees van die eerste storm en dan 'n tweede storm, in Job 38 vers 1. Daarna, die gevolge van dit wat Elia hier gedoen het, daarna het die Here Job uit die storm geantwoord en gesê, met ander woorde, God self kom aan die woord. En as jy 'n kind van God is wat vir die Here diensbaar wil wees, vra die Here, help dat my lewe en dit wat ek doen, U aan die woord sal bring. Mense sal kom by 'n plekkie wat hulle God se stem hoor en nie net my gepraat het. Daarna die Here Job uit die storm geantwoord en sê, wie maak die besluite daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Job is beperk in lig van God se grootheid en wysheid en skepping en 'n storm. Nou, die van u wat al in groot storms was, sal miskien kan verstaan. Want is nogal Elia ook na die storms verwys en eintlik Job reeds in die rigting ingepraat om 'n storm raak te sien. Maar dan kom ons by die tweede storm. Die eerste een was daar Job 38, die tweede een was in Job 40. Job 40 vers 1, en die Here het Job uit 'n storm geantwoord en gesê, as jy kom, gord jou heupe soos 'n man. Kom jy wil ons nou beklei. Kom trek bietjie daai heupe van jou, daai gord van jou kleed, tel hom bietjie op. En hoor wat sê hy, ek sal jou ondervra. Dis mos nou so slim. Onderrig jy my. En hier is baie groot ding wat gebeur. Job, en ek sien Job die onderwyser. Iemand die wat weet van onderwys sal verstaan. Job word die onderwyser. Maar dis die rektor. Dis die hoof van alle kennis, dis die God van die hemel. Wat instap, en as niemand anders in die klas nie, gaan sit daar. Hy sê reg, jy is nou vir proewe besig om jou klas te gee. Ek is jou leerling. Maar jy gaan nie sê nie, ek gaan vra, en jy gaan my antwoord. En ek gaan kyk of ek jou kan vasvra. Job word aangesê om 'n onderwyser te wees en God te leer hoe die lewe werk. En dit bring my, hy vra daar vir Job, waar was jy, toe hy net begin met die vraag? Waar was jy, toe ek die aarde gegrond het? Toe alles geskap by Job, waar was jy daai dag? Het jy aandeel gehad aan, verstaan jy hoe dit werk? En dit bring my by die baie belangrike, en ek het by geleentheid die boodskap daaroor gebring, as God begin vra. Jy weet ons het baie vrae. En weet jy, Job leer ons nogal ons kan vra. Ons mag vra. Maar onthou net, daar kom 'n dag wat God begin vra. En in die eerste storm toespraak is dit God vra oor die skepping, die natuurkragte en die dierryk. En daar so wat iets soos plus minus 60 vrae wat in daai eerste toespraak, daai waar die Here hom toegespreek het, sê die Bybel. Die eerste toe, so 60 vrae. So hy is in vir 'n ding. In die tweede storm toespraak van vers 40 tot 41 vra oor Job se reg om God te oordeel. Job, moet jy reg om vir die skepper en die God van hierdie heelal so om beoordeel dat jy weet en jy weet beter as hy. En hy praat van die groot wesens, die Behemoth en die Leviathan, die seekoei en die krokodil. Nou, ons gaan nie tyd daarop spandeer oor wat maar jy moet die prentjie sien. Daai deel
is so 10 of 15 vrae. Dus so by die 70 vrae wat Job moet antwoord. En dit is aangrypend, jy moet dit gerus gaan lees. En hierdie is heeltemal soos, dit maak ons oop om te verstaan, waar die Here vir hom, so hy sê vir Job, en weer die see met deure afgesluit, so dat dit nie kan uitbreek nie. Hy praat van, as 'n môre gebore word, die dit gebruik word, as die son verskyn in die môre. Jy moet jy al so iets laat gebeur? Kan jy die dag breek, laat plaasvind by die son opkom, en alles wat donker en swart en duisternis was, die lig kry. Die dageraad se plek, waar hy algewys, die feit dat die son, ons beleef die son by die ooste opkom, het jy sy plek bepaal? Hoekom kan die son maar partykeer by die weste kan opkom? Hy sê, hy het nie gekom by die bronne van die see. Waar kom al die see se water vandaan? Weet jy waar is die bronne daarvan? Hy sê die poorte van die dood. Het jy dit al opgemaak? Weet jy wat daar aangaan? Hy sê lig en duisternis, Job, het jy dit gemaak? En hy gaan aan met Job en hy sê sneeu. Hy sê, het jy die skatkamers van die sneeu gemaak? En het jy die skatkamers van die haal gesien? Ek het in hierdie week sien ek 'n videoetjie van verskriklik, sulke groot haalstene wat geval het. Job, het jy al hierdie haal so laat val? Het jy al die reën op die land waar geen mens is nie, laat val? Daar in die woestyn, niemand leef daar nie. Maar daar het 'n reën uitgesak. Het jy al daar dat die woestyn begin lewe en groei, soos die blommetjies van ons Namakoland, nee? Die groeiplek van die jong gras. Job, het jy dit gedoen? Ken jy die wette van die hemel? Hoe al die planete draai, hoe dit geprogrammeer is, hoe elkeen sy plek het. Job, weet jy dit? Kan jy die bliksems uitstuur, die donderslag? Kan jy sê, en hier staan die weerlig, en kan jy so 'n hele vertoon van weerlig te kom gee? Die watersakke van die hemel, wie giet hulle leeg? Wie mag daai sakke oop? En dan kom hy in hoofstuk 39 by die leeu's. Of die honger van die jong leeu's. Job, kan jy hulle honger stil maak? En dan kom hy by die kraaie. Wie berei vir die kraai sy spys en die kleintjies roep tot God? Weet jy die tyd as die steenbokke lam? En dan gaan hy aan verder so, en dan praat hy oor die buffel. Sal jy die buffel maar sommer inspan en moet hom ploeg? En hy praat oor die volstruis en wat sy eiers soms so op die grond lê. En dan praat hy van die krokodil en al hierdie dinge. Hy sê die adelaar, die valke, hodewerk en hy praat van die krokodil, hy sê, sal jy vir jou dogtertjies 'n krokodil gee om mee te speel? Sal jy hom oor sy kop kom streel? Sal hy vriendelik wees met jou? Daar sal 'n verskriklike groot, jy sal dit nooit, hy sê, sal jy met hom soos met 'n voeltjie speel en hom vasbind vir jou meisiekinders? Die seekoei wat nie bang is vir die gebruis van die Jordaan. Job, het jy al hierdie goede gemaak? En Job kom by 'n plek wat hy sê, Here, nee, ek is jammer, ek is verkeerd, ek sal praat u, ek kan u nie al hierdie antwoord gee nie, praat u, ek sal luister. Maar die Here is nie klaar met hom, dis eintlik na die eerste toespraak al wat hy en Job net sê, jy wag 'n bietjie, en die Here sê, nee, is nie klaar met jou nie. En die Here vat hom nog en nog, en dan kom Job by hierdie ontsaglike plek, van hoor sê het ek van nie gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom roep ek, en ek berou
in stof en as. Wee my, hy kom by die selfontdekking. Hy kom by die ontdekking dat alles in die lewe gaan nie oor hom nie. Die fees van sy geestelikheid, hy was mos geestelik baie hoog aangeslaan en almal het respek vir hom opgestaan as hy naby kom. Dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor God. Sy oorwinnings, sy geregtigheid, sy slimheid, dis nie waaroor die lewe gaan nie. My oog het U gesien en ontdek het, ek is eintlik miserabel. Hoe is ek maar eintlik 'n afgod van myself? Sê ja, sal nou daarby kom, soos by Satan se inset hier kom. En hy kan nie God verkeerd bewys nie. Hy het nie die reg om God te bevraagteken oor wat oor sy lewe toegelaat word nie. Job ontdek die kosbaarste skat. My oë het U gesien. En God is groter as mense begrip. Nie sy vyande. Hy is nie God is nie ons vyand nie. Hy is steeds naby. Al voel hy ver, hy is daar. Hy mag vra, maar God bly God. En God se heerlikheid bring by hom in nederigheid. Want God self is die skat. Nou vra iemand my verlede week na die boodskap oor Job. En hoekom lees ons in die Bybel van Job se geduld? Waar was sy geduld? En toe gaan lees 'n bietjie oor dit. Jakobus 5 vers 11 praat oor hierdie geduld. As ek kyk ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. En hier kom ietsie uit wat vir ons baie kosbaar is. Die woordjie wat gebruik word oor en wat soms toegepas word oor die geduld van Job, is die woordjie lydsaamheid. En die woordjie lydsaamheid is die woordjie in Grieks hypomone. Hypomone, hypo is mos soos 'n hippopotamus, is onder die water. Dis om onder die druk van die beproewings te bly staan en nie in mekaar te krummel nie. En ek het dit al vergelyk as jy 'n baksteen in 'n drukpers sit en tot by daai punt wanneer jy 'n ingenieurstoets, hoe sterk is hy? Tot daai punt is sy hypomone, sy vermoë om te bly staan. En wanneer U en ek in allerlei beproewinge kom, soos wat Jakobus 1 vers 2 sê, ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle allerhande beproewinge val. En daai val is soos wat die rowers wat by die barmhartige Samaritaanse storie die man oorval het. Dit is soos wat hierdie beproewings op 'n mens aanslaan, dit oorval jou. Dis soos 'n skelm wat hier uit 'n bos uit op jou afspring en jy nie verwag nie. En skielik is dit. Nou sê hy in Jakobus 1, ag, dit louter vreugde wanneer julle allerlei beproewinge val. Omdat die beproefdheid van julle geloof die lydsaamheid bewerk. As jy deur al hierdie ellendes en toetse gaan, dan het dit iets in jou wat dit doen. Dit laat jou bly staan. Dit gee vir jou lydsaamheid. En nou hierdie lydsaamheid, julle het die einddoel van die Here met hom gesien. God het 'n doel gehad. Dat die Here vol medelee was. En hierdie woordjie medelee is 'n diep gevoel saam met hom. Medelee en ontferming. God was jammer vir jou. Dit was vir hom, daai medelee is die
Die oorspronklike praat van soos as jou binneste in beroering kom. God se binneste is in beroering. Oor dit wat in sy kind gebeur. Maar hy te doen. Hy sê, en die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek voor hom bevind mag word. En nou sê hy, ek kom nie daarop. Nou kom Jakobus 2:1 vers 5. Maar as iemand van julle wat in hierdie stryd is, wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Wat hom almal gee, sonder om julle te verby. God sê nie kwaad neem. As jy soos Job kom, en jy hele kry afval, vra voor God kom uitgooi nie. Hy sê, kom, bring jou vraag. Bring dit wat jou hele lewe ontwrig, kom gooi dit voor my uit. Wat aan almal gee, wysheid. Nie antwoorde nie, wysheid. Sodat jy dit sal kan verdra. Is daar miskien dinge wat jy ervaar, wat jy voel, maar hoor jy so, nou is hierdie druk op my. En ek sê op die punt van dak en ingee. Waar jy vra vir God kom met, Here, ek doen dan net my bes, Here, ek doen dan net soos Job, ek volg die getrou, hoekom Here, hoekom dit, hoekom dat? Kom vra by die Here wysheid. En wysheid is die beginsel van die wysheid, is die vrees van die Here. En hierdie vrees van die Here is vrees het vir ons 'n donker prentjie. Maar in die contrite heart wat die Engels van praat van die vrees van die Here is om in so verwondering, so die Engels gebruik die woord te wees, om so, dit is so fantasties, om so 'n verwondering oor God te wees, omdat ek hom sien, my oë het U gesien. Dis wat wysheid is. Die beginsel van die wysheid is die wow, dis wie God is. Ek ontdek hom. Ek ontdek wie hy is. En al die ander dinge was vir my belangrik. Dan het ek ontdek. Ek het berou al my idees. Gooi ek een kant. En dit is wat hier gebeur. Nou, so daai lydsaamheid is die hypomonie, die medelee, die ingewande wat lewe. God praat van die Here hier in ontferming waar hy meer buig. Hoe die Here Jesus nie na een my neer gebuig. Hoe kom hy nie in sy liefde en hy buig hom neer na jou en my. Ag, dit louter vreugde. Hier het die vers wat nou eers daar. Dit moet die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom. Wow. Om onder die vreeslikste druk te kan nog sê, wow, vir God. Ek het U ontdek. Ek het by die skat uitgekom. Dis wat die Here kom gee. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. As jy wysheid wil hê, gaan loop die pad saam met die Here Jesus. Gaan saam met hom kruis toe. En Paulus sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Nou ja, jy moet hy Job 42 weer die hele hoofstuk gaan deurlees en die mooi daarvan sien, ek gaan net maar deurblaai deur dit. Hy sê, Here onderrig U my, al my slimmigheid, een kant. Here leer my hier die regte weë, wys die regte pad my aan. En dan net uiteindelik en die Here het Job in guns aangeneem. Is dit nie fantasties nie? En die Here het die lot van Job verander, al sy omstandighede, en sy beeste het verdubbel, en sy kamele, en wat ook al, alles het verdubbel, en die Here het die einde van Job meer geseën as die begin. Hoe fantasties. Maar nou kom ek by die kern van wat ons nou uit dit alles kom leer.
En dit is by wie agter al hierdie trauma sit. En dit is Satan. Hy het 'n aanklag. En die heel eerste aanklag, en onthou, hierdie is op 1 Mei van toepassing. Die eerste aanklag, waarom dien jy die Here? Omdat hy vir goed is. Ja, ek kan nie sonder hom nie. Ek kan nie een dag sonder hom nie. Hy seën my soveel. Hoekom dien jy die Here? Wat motiveer jou om God te dien? As baie mense wat sê, wel, ek dien die Here want ek wil nie graag hel toe gaan nie. Is dit jou motief? Is vrees jou motief? Dan ek vir jou 'n verrassing. As vrees jou motief is, dan is jy eintlik jou eie afgod. Want jy wil net jou bas red om nie hel toe te gaan. En daarom vat jy die Here. So eintlik, Here, U is my hulp. Dat ek nie in die helfte kom nie, nou dien ek iemand. Want ek het al die voordele. My aardse lewe, Here, al die voordele wat ek geniet, as ek U dien. Mense dien God net vir seëninge en dit het in ons tyd ontplof. Sê dit en verkry dit. Jy moet net so, jy kan so suksesvol en so wees as wat jy sê. Jou woorde sal skep. Wat is Satan se aanklag teen jou? Here, hierdie man, hoekom dien hy U? Omdat jy hom seën. Jy het 'n heiling rondom hom, hy is beskik. Jy maak hom voorspoedig in alles wat hy doen. En as jy daai voorspoed wegvat, wat bly oor van Job? Job dien eintlik homself. Hy gebruik U net. Dis Satan se aanklag. Vat dit weg, vat die voordele weg, en kyk wat bly van Job se toewyding aan die oor. Hier kom die toets. Satan se aanklag is vandag nog net so geldig. Mense dien God vir die voordele wat hulle daai kry. Dan weet jy, die aanklag gaan verder. Sy aanklag gaan teen God. Hy sê vir die Here, Here, niemand kan U lief hê nie. U moet hulle omkoop, dat hulle U sal lief hê. Dat jy is 'n verskriklike aanklag. As U nie Job seën nie, gaan hy U nie lief hê. Seën hom, dan gaan hy U lief hê. Aan die ander woorde, hy dien homself. Hy dien nie God nie. En hierdie is nog saam met die sondeval storie, om dit saam met die mens. En jy weet, as 'n mens die Bybel lees, as jy nou Spreuke lees, en jy lees nie Job saam nie, op die ou end kom jy by Job op uit nie, dan is daar so, jy moet hard werk om suksesvol te wees, jy moet sekere dinge na, Deuteronomium sekere, die seën en die vloek het jou voortgehou, en hierdie dinge, as jy hierdie dinge doen, dan gaan dit met jou gebeur, en al hierdie seëninge, en die hele begrip, dat die verlossing van God is nie iets wat ek kan koop of verdien, word by die agterdeur uitgegooi. Al die ander is waar, maar dis die helfte van die waarheid. Waarom dien u en ek God? En hier moet jy baie mooi nou gaan sit en dink. Om lief te hê, omdat ons lief het. Ek wil hier probeer dit verduidelik deur 'n praktiese geval wat ek van weet. Mense was so in die 60 jaar getroud gewees. En alles aangegaan die Here gedien. Maar die tannie, daar aan die einde van hulle lewe, die oom is al by die 90,
Toe sê sy vir hom, hoorie, so het jy my werklik lief gehad. Al hierdie jaar, 60 jaar. Jy my lief gehad. Nou sy het vroeg in haar lewe tot bekering gekom en hy het deur haar sy hart vir die Here gegee. Toe sê hy, weet jy, ek het gedink as ek nie jou vat as vrou en saam met jou die pad loop, dat ek verlore sal gaan. Sy sê, het jy my nie lief gehad? Ek wil nie verlore gaan nie. Waaroor gaan dit? Oor homself. Hy wil homself red. En daarom val hy nou by haar in. So sy was eintlik 'n middel om by sy doel uit te kom. En hulle het die Here gedien. En nie sommer bietjie nie. Hulle het die Here baie gedien. Maar die kern van die liefde. Ek het jou nie lief omdat ek jou lief het nie. Ek het jou lief omdat jy iets beteken. Ek het jou lief omdat jy so mooi is. Ek het jou lief omdat jy so baie vir my doen. Ek het God lief en ek dien God omdat hy kan my dra met niemand toe gaan. Het ek hom lief omdat ek deur die vuur gaan. Het julle mekaar lief? Al beteken dit die grootste stryd op aarde. Ek sê jou lief hê tot die dood toe. Omdat ek gekies het, ek het jou lief. Nie omdat ek voordele daaruit ontvang. Omdat ek liefde soek nie, sy eie belang nie. Dit gaan nie oor my nie. Ek het jou lief omdat ek jou lief het. Hoekom het God ons lief? Ek wil u vra, verdien ons dit? Het hy ons lief oor die goeie dinge wat ons kom doen? Die Satan sit in die mense kop. Dat hy my lief, omdat ek goeie dinge doen. Hy het my lief, toe ek nog 'n sondaar was. Hy het jou lief, as jy die grootste mislukking vanmôre. Al het jy diep gevaar en die Here teleurgestel, en nou is daar 'n rekord op jou lewe wat hemel teen hemel is sterk van hoeveel dinge in jou lewe verkeerd gegaan het. Hy het sy lewe vir jou afgeneem. Waarom? Omdat hy jou lief het. Ja, hy wil jou red. Hy wil jou uit die hel uit red. Maar hy soek, dit is nie waaroor dit gaan nie. Hy wil jou lief hê, omdat hy jou lief het, en hy wil jy hom lief hê, omdat hy jou lief het. Ons hele diens vir God, ons werk vir die Here, is dit vir die benefits wat ons hart het, die voordele wat ons het. Is dit oor posisie? Is dit oor voordele wat ek daaruit kry? Weet jy, die hele mensdom is, ek wil amper sê, excuse die woord, vrot daarvan. Ek hoor wat sal in vir my. Enige iets wat jy doen, wat gaan ek terug ontvang? Dis die hele denkwyse, dis die hele verrotting, wat gaan ek terugkry? Gaan ek doen, omdat ek wil doen en lief het. En Satan se toets, is baie keer nog altyd, bewys hy, dat hy reg is. Want hy plant dit in die mens hart, om selfsugtig te wees, dat het gaan oor my, die toets, ware liefde vir God, ware geloof in God, en ware aanbidding, en hier is dit, ware liefde vir God, dit word juist getoets deur die tragedies en die mysteries. Job sal nooit by die liefde teenoor God uitgekom het, as al sy drome en ideale nie eers die ander brein was, verloor is, stikkend geleid aan skerwe, toe ontdek hy, Here, ek het berou, U is my God, ek het U lief. Te midde van die tragedies,
En die mysteries, hy het eers verder vrae gevra. En God het hom ook net verder geantwoord nie. En die hele doel van dit alles. Satan het hierdie toets gedop. Want hierdie eenvoudige kind van God, Job, het gekom by 'n plekkie waar God sy alles is. En hy moes maar die aftog blaas. Want God word bemin te midde van al die vrae onbeantwoord. Ware geloof in God. Jy weet, ja, ek sal in die Here glo, want so, en hy kry hier, en ek het dit, ware geloof in God hou vas, sonder antwoord. Verstaan? Maak my en vertrou. Ek het nie antwoorde nie, maar ek glo na, omdat ek in hom glo. Ware aanbidding, asemrowende gewaarwording van wie God is. Nie vir wat hy gee nie, maar vir wie hy is. Daarom aanbid ek hom. Ag, en ek sluit af. Nou het my oor hier gesien, en die praktiese beeldjie, iemand kom met weet nie of die vrouens meer borspel drank, weet hy, kloppie, knoetsie, vol, juwele, en goed, en my, ek weet nie of dit meer in die derde tyd, ek is nie so daai golflengte nie, maar iemand met so 'n kosbare juweel, die ding het maar aan die kaste gelê vir lang jare, en op 'n dag was sy sê, ek het uitvind wat sy werk, sy vat hom na 'n juwelier toe, en jy weet ons wat hy met 'n juwelier, hy sit daai oogdingetjie so, en hy vat daai oogdingetjie, en hy begin hierdie ding kyk, en hoe meer hy kyk, hoe stiller word hy. En na hy lang gekyk het, stoot hy stoel terug. En hy sê, hierdie kosbaarste skat, hierdie is iets wat uit antieke tyd, die manier hoe hy gesluit is, die manier hoe alles hier, hoe die lig refrakteer daar in hierdie juweel of hierdie diamant, is ongeken, is eintlik, dit kan nie nagemaak word nie. Dis onskatbare groot waarde. My oog het u gesien. En ek lees hierdie, the beauty of God is the harmony of all his perfections. As jy daai, vat maar dit diamant, as jy al daai fasette bekyk, is dit verskillende kleure, soos die lig daarin skyn. En is alles in harmonie met mekaar, maar is asemrowend mooi. Dis God se heiligheid, dis sy geregtigheid, dis sy genade, dis sy wysheid, dis sy almaak, sy getrouheid, sy liefdevolle goedheid. Dit alles saam is soos 'n simfonieorkes, waar alles in balans is. En is nie een wat die ander een oordonder nie. Al God se eienskappe. Dis nie dat sy liefde alles oorneem en sy geregtigheid dooddruk nie, nee. Sy geregtigheid en sy liefde is in harmonie met mekaar. The beauty of God is in the harmony of his perfections. En maak 'n bietjie studie oor the beauty of God, die mooiheid van God. Weet jy, as jy 'n blommetjie sien, hy is mooi, God het hom gemaak. Dis 'n afdruk, dis sy duim afdruk. Jy sien God se werke. As jy 'n babatjie sien, God het hom gemaak. My oog het jy gesien. En dan, Psalm 27 is my so mooi. Hy sê, een ding het ek van die Here begeer, ek sal dit soek al die dae van my lewe, mag woon in die huis van die Here. En wat word in die huis van die Here beleef? Die lieflikheid van die Here. Die fokus word op hom gedra. Ek sien hom, ek beleef hom, ek ervaar hom. Om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. God, kom daag heel vanmôre uit, om alles
wat vir jou onverklaarbaar en onduidelik is, aan sy voete neer te lê. Te sê, Here, los dit nou maar by U. Maar ek wil U net lief hê, omdat U my lief het. En ek kies soos 'n Job, om nie te bly kerm oor dit wat nie reg gaan in my lewe nie, maar om nie by die skat uit te kom, U, die kosbaarste van alles. En dat my hele lewe nuwe betekenis kry, omdat U die senter daarvan word. Mag God ja. Amen. Kom ons buig ons oor dit. Here, soos jou koortjie sê, oh, I want to see him, look upon his face. En die ander een wat sê, open my oë, Here, en toon my nou Jesus. Ag, Here, ons kom gee oor aan U. U is God. Here, ons wil maar by U kom vra. En ag, gee asseblief vir ons nie die antwoorde nie, maar die wysheid van wie U is, hoe groot U is, en dat ons in diep ontzag met eerbied voor U sal buig. Dankie, Here. Amen. Ons vra die sangers om na vore te kom, asseblief.